beskrifte van Johan Boer laat ons 'n besef kry van die wêreld wat was, die wêreld wat voor ons was, wat eintlik eers met die Tweede Wêreldoorlog baie drasties verander het. Een van die probleme wat ons vandag het, is die beperkte aandag aan die historiese skrywers, die vorige generasies ouer Afrikaans. Ons het te min publikasies daaroor. En ek is geweldig bly dat 'n man soos Boer weer onder die aandag kan kom. Hy was 'n lewende legende in ons groot familie. Hy het so droogweg die dinge kwytgeraak. Net so droogweg, jy weet. Nou maar. En het is so graag aan een oog so geknyp. Ek wonder die hele tyd hoe dit sou gewees het om vir Boer te ontmoet. Want aan die een kant kry jy die indruk van 'n bietjie van 'n buitestander, 'n stillerige ou. Aan die ander kant kry jy die idee van 'n grapmaker. Johan Boer natuurlik, maar ook C.J. Langehoven was daardie mense wat met Afrikaans so op 'n amper avontuurlike manier omgegaan het. 'n Manier waarin jy jouself baie goed kan uitdruk, maar wat nie met 'n oordrewe ontzag en respek vir figure van autoriteit nie. Dit is die plaas Grasberg, buite Nieuwoudtville, op die Bokveldplateau van die Noord-Kaap. Op hierdie plaas is Johan Boer gebore in die jaar 1900 en te ruste gelê 1940. Hy was die oudste seun van Herman Boer en Hester Nel, 'n nooi van die Bokveld. Sy vader, Herman Boer, het van ver gekom. My oupa, Herman Boer, het weggeloop uit Hamburg uit in protes en rebellie teen sy vader. Hy het klaargemaak en gesê, ek wil nie in Duitsland bly nie, ek wil die wêreld ontdek. So toe op 'n boot Kaap toe gekom. Maar heel waarskynlik het hy eintlik maar homself op die skip versteek, want toe hy in Kaapstad aankom het hy geen geld meer om gehad nie. En die eerste van die dinge ek koop vir my Cape Argus. En sy idee was eintlik om op te gaan na Suidwes-Afrika, Duits Suidwes-Afrika, maar hy het toe 'n advertensie gesien in die koerant. Hy lees daar 'n advertensie dat 'n boer in die Bokveld, in Nieuwoudtville, hy het 'n winkel op sy plaas en hy soek 'n winkelassistent. Okay. My oupa het vir die pos aansoek gedoen en hy het dit toe gekry. En met die poskoets gery tot sover hy kom. Ja, daai het tog die smouse, né? Die smouse wat so gery het met die perdekarre, né? En uitgery in die Nieuwoudtville. Toe my oupa nou as 'n jong arm Duitser op daai plaas kom, was daar hierdie baie ryk boer en net 2 dogters. En tot groot konsternasie raak hy en ouma toe verlief. En ouma en haar suster was al dogters van oom Elias Nel. Elias Nel het blykbaar iets soos 40.000 morg gehad. So oom Elias Nel, hy moet tevrede maak dat hierdie jong Duitser, want nou sien jy nou dis 'n opgevoede jong Duitser, is hopeloos verlief op sy dogter. So toe trou hulle en dis waar die storie begin het. De oupa het gewerk. Hy het natuurlik daar die hele plaas omskep in 'n lushof met 'n tuin en dan ook blomme gekweek. Hollandse tulpe veral, hy het die bolle aanvanklik ingevoer en dan vir die Kaapse mark die Hollandse tulpe gekweek. Hy het 'n geweldige klem geplaas op bewus te wees van die wêreld om hom heen. Hy was ingeteken op Life Magazine en die Saturday Evening Post op die koerante in Kaapstad. En hoekom het my oupa, was hy vermoeiend, hy kon sy kinders in die Kaap skole toe stuur, hy kon in die universiteit toe stuur. En ek het vir myself uitgewerk dat dit is die winkel wat die inkomste ingebring het. Ek dink die plaaswinkels, ons besef nie hoe groot rol dit destyds gespeel het, dat mense nie die motors gehad het om dorp toe te ry en daar alles te gaan koop nie. Hier, op Grasberg, met ou plaaswinkel op die werf, het die jonge Johan Boer sy verstand gekry. Nou, my oom moes waarskynlik daar by daai plaaswinkel moes hy baie mense sien kom en gaan het, hy met hulle gesels het en so aan. Ek dink daar het hy die hele fyn waarnemingsvermoë ontwikkel om goed na mense te kyk, hulle baie mooi te beskryf en ook 'n bietjie humoristies oor hulle te skryf.
in hierdie stiltes groot geword en 'n pa wat die Saturday Evening Post al daai tyd oor die pos al die pad hiernatoe bestel het in oorseese tydskrifte en koerante en wat doen 'n alleenerige kind dan? Hy lees en hy dink oor dinge en kry respek vir die woord. So my oom het groot geword in 'n huis waarin my oupa sekerlik baie sterk daarop gestaan het dat jy jou geleenthede moet gebruik, dat jy moet lees, jy moet ingelig word, jy moet jou omgewing leer ken. In 1911 vertrek Johan Boer saam met sy vader na Duitsland om besoek te bring aan die boerfamilie daar. Sy jonger sussie, die 9-jarige Margarita Boer, skryf 'n brief aan hulle in Engels. Dear Father, I am still well, hoping to hear the same from you. We are longing for you already very much. Dear Father, be so good and bring me a pretty white dress from Germany. Tell Johan to write me and how he likes it in Germany. The people are making a tennis court here, and I also want to learn how to play tennis. I remain your loving daughter, Margarita Boer. My ma het daai brief geskryf. My ouma was net Afrikaans geweest. Ek weet hoe sy goeie Engels skryf het. Ek is goeie Engels daai. Engels was natuurlijk destijds absoluut die onderwijstaal en die taal van schriftelijke communicatie, je weet. En dat is eigenlijk dit wat ik moest afgebreek geworden het na je weet, in die volgende 10 jaar, je weet. Hierdie absoluut die idee dat Engels is die enigste statustaal wat goed genoeg is, je weet. En dit is beschaafde mensen communiceren in Engels, je weet. Boer moes op skool en grootendeels op universiteit alles deur medium van of Engels of Nederlands gestudeer het. Hoe is hierdie taal ontwikkel in die eerste 10 of 15 jaar na uniewording? Die probleem was in daai tyd om van die spreektaal oor te gaan na die skryftaal toe. As 'n mens na die vroeë stukke van Leipold kyk, Leipold het tydens die Boereoorlog 'n aantal artikels in Nederlands geskryf wat in Nederland gepubliseer is, maar hy het Afrikaans daarin, Afrikaanse dialoog. En jy kan nie glo hoe lomp dit is nie. Hoe uiteindelik 'n groot digter in Afrikaans sukkel om Afrikaanse dialoog te skryf. So, maar hulle het natuurlik wel die spreektaal gehad. Hulle het natuurlik wel Afrikaans daar in die Bokveld gepraat. Boer het waarskynlik eentalig opgegroei. Maar die hele opbou van die taal, die hele beweging om 'n soepel, aantreklike, toeganklike taal te skep. Ons neem dit amper aan as vanselfsprekend. Die man wat vir Afrikaans 'n prosa styl gegee het, was eintlik maar Langehoven. Daar was heelwat eksperimente. Kyk, daar moes oorgegaan word 'n Nederlandse prosa styl is op sy natuurlikste as dit die verlede tydsvorm gebruik word. Afrikaanse prosa styl werk as dit die historiese presens, as dit in 'n soort teenwoordige tyd geskryf word. So jy kan sien die sprong wat Langehoven slim genoeg was om te doen en wat iemand soos Boer baie netjies dan ook gebruik. By een nederige plaasskooltjie op die Bokveld Plateau maak Johan Boer met laerskool klaar. Vir sy hoërskool word hy gestuur na Ou Stellenbosch. Onder die rektorskap van Paul Roos, na wie die skool veel later vernoem sou word, behaal Boer matriek in 1917. In Boer se tyd nog Stellenbosch Boys High, goed gevestig vanaf 1866. Sy finale rapport dui 'n eerste klas aan met onder andere Latyn, Engels en Dutch, maar geen Afrikaans as skoolvak nie. Vanaf die skool na die universiteit in die jaar 1918, slegs een hanetreetjie was dit vir Boer. Die Universiteit Stellenbosch, in daardie jaar die naam geneem, losgemaak van Ou Victoria College.
Ek en die Universiteit Stellenbosch was saam eerstejaars. Sou boer 'n paar jaar later kenmerkend lakonies opmerk. Maar hy het afhanklik nie baie goed gevaar in sy studies nie en hy het 'n paar keer moes hy opskop. Maar sy hart was nooit in die ding nie. Hy het toe soos tradisie nou eintlik vereis het gaan landbou neem, want sy oudste seun moet seker nou die plaas oorneem. Maar sy kop was op 'n ander plek, dink ek. Waarskynlik omdat hy landbou geloop het waarin hy geen belangstelling gehad het nie. Soos die storie gaan, het hy toe nie sukses gemaak van sy landboustudies nie en aan die einde van die jaar vir sy pa 'n telegram gestuur, eksamen 'n fiasco. Later het hy regte geloop en hy het baie goed gevaar in regte en 'n grade aangekry. Hy was intellektueel in 'n sekere sin, maar ook geïnteresseerd in drama en debatvoering en die geskiedenis. Daar 'n foto van die 25 van 'n debatstoer. Aan die een kant sit my oom Johan Boer, dan in die middel staan Elsie Steyn wat hoofregter geword het en aan die linkerkant sit Hendrik Verwoerd. Hoe het daai debatte verloop, jy weet, en net Dr. Verwoerd miskien af en toe verloor, jy weet, of hy het al die debatte gewen. Maar sekerlik sou my oom seker 'n bietjie met hom, jy weet, nou nie spot gedryf nie, maar so ligtelik gek geskeer het, jy weet, ek dink ek kon nogal goed dink dat so iets kon gebeur het. Toe ons op Stellenbosch gekom het, was daar nog 'n herinnering van Johan Boer. Het mense jou, as jy sê dat jy verwant is aan die boers, dan het hulle altyd vir jou die stories vertel van Johan Boer, staaltjies van hom. Uit die weergawe in die inleiding oor sy optrede op universiteit, nee, hoe hy eintlik die gek geskeer het met tot met die dosente, selfs eintlik die rektor betuig is oor sy toespraak op 'n gradeplegtigheid. Wat my opval van hom is eintlik ook is daardie gebrek aan hierdie gedwee aanvaarding van gesag. Die steekies wat hy so na die gesag heeltyd uitdeel, jy weet. En in 28 het hulle byvoorbeeld die universiteitsraad besluit hulle gaan nou 'n student ook toelaat om die gradedag toe te spreek. En toe het hy nou eers die professore gebrand, het hy het opgekom en sê wel, julle nou 'n hele paar uur geluister na woorde van wysheid, dat ek nou vir julle so 'n paar minute van gesonde verstand gee, wat natuurlik nou vir die studente 'n groot grap was, maar waar die rektor het nie gedink dit is baie amusant nie. Ja, die ander storie wat ook rondgegaan het was dat hy eendag in die klas gesit het en die professor van regte het verduidelik dat as 'n cheque ouer as 6 maande is, dit eintlik waardeloos is. Jy het nie meer kan gebruik nie. Maar hy merkte op dat Johan nie aandag gee nie en hy sê, meneer Boer, ek het hier 'n cheque van 100 pond wat 6 maande oud is, wat kan ek daarmee maak? En Johan draai na die student langsom en sê, Piet, professor, ek het hier 'n cheque van professor vir 100 pond. Gee my 5 pond, dan kan jy dit kry. Nou, hy het natuurlik sy groot naam gemaak met 'n toespraak wat hy gegee het in 1925, toe die prins van Wallis hier in Suid-Afrika was en ook 'n besoek aan Stellenbosch afgelê het. Nou, dit was baie moeilik om ons in te dink in daai tye, maar dit was so 'n besoek deur 'n lid van die koninklike familie, was 'n geweldige groot gebeurtenis geweest. En die vraag was natuurlik, hoe sou die prins op Stellenbosch, wat beskou is as die Mekka van Afrikanerdom, hoe sou hy daar ontvang word? Sou hulle krities wees? Sou daar 'n toespraak kom wat sê ons wil graag onafhanklikheid hê en so aan? En my oom word toe gekies as voorsitter van die studenteraad om hierdie toespraak te maak. Die prins was natuurlik amper die glamour boy van destyds geweest, want hy was nou nog nie getroud nie en hy sou nou die troonsopvolger word. Nou natuurlik Hertzog het pas, die nasionale party het pas die bewind verower en hulle het saam met die arbeiders regeer. En toe op die groot oomblik waar almal reg staan en die toespraak moet begin, toe's Boer nie daar nie. Toe kry hulle hom in sy kamer in Wilgenhof, koshuis, waar hy slaap. Dis my baie goeie journalistieke eienskap. Kalmte onder druk. Komkommerkoel ontwaak hy om die prins by die stasie te ontmoet en lewer dan 'n kragtoer wat tot in Buckingham Paleis weer galm. We have come here today because we like to see a man, and we cheered because we know a man when we see one.
Our presence here is intended as a tribute to your manliness, which the most persistent attempts of the whole world have not been able to spoil. This is, however, not the only reason for our enthusiasm over your visit. Next to a real man, there is nothing we love better than a real sportsman, no matter for what side he happens to be playing. And it is a special pleasure to us all to welcome you here today, one of the finest and most daring sportsmen of the British Isles. I am afraid, Your Highness, will find that all our most popular heroes are people who have either been in jail for political crimes or in hospital for fractured bones. I must admit that the fact that Your Highness has never been in jail is a serious disqualification, which I sincerely trust Your Highness will manage to get remedied before leaving the country. On the other hand, Your Highness has fortunately, on several occasions, managed to get yourself into hospital, and I can assure you that on that count alone, your visit would give us great pleasure. Deze is absoluut in staat om dan op koninklijke vlak Engels te praat, terwyl hy beslis nie aan die ander kant in Oxford gestudeer het nie. En die prins het die vorige week van sy perd afgeval en sy pols beseer en hy was in 'n verband geweest. En die ander ene, jy moes in die tronk geweest het. Nou, dis natuurlik nou verwysing na die rebellie van in 1415 toe daar 'n hele klomp van die Afrikaner leiers in die tronk was, onder andere generaal De Wet. En ook natuurlik die staking van 1922 toe daar 'n paar van die radikale leiers wat eintlik sosialisties georiënteerd was, wat hulle ook tronkstraf gekry het. Hy is die een persoon wat die prins, so blyk dit uit die later geskiedenis tog, dat hy die man kon weeg en geen oomblik geïntimideer was deur die rang van hierdie toekomstige koning nie. Nou ja, as jy nou agterna sien wat van die prins geword het, hy was eintlik 'n groot risiko geweest vir die Britse koningshuis en om hom in die pad te kry het om later aan gouverneur van die Bahamas gemaak wat daaroor 'n geweldige grief was. Maar alle eer aan die publikasies wat ook toegelaat het dat dit gepubliseer word, dat dit nie gesensureer is nie, né? Na al die formele, tooierige, bykans stroperige loyaliteitsbetuigings was die jong student se toespraak soos 'n frisse lentewind in 'n bedompige vertrek en dit was weke lank 'n onderwerp van gesprekke. Ek het gelukkig die brief opgespoor wat hy aan sy pa geskryf het oor die besoek waar sy pa nou sê, maar jy weet, ons lees nou van jou in die koerante, maar jy het nog nooit vir onsself vertel van jou ervaring met die prins nie, en waarin hy dan sê dat hy gedog het almal is nou al so siek en sat vir die storie. Hy het gedog het nog iemand wil weet daarvan nie, maar hier is dit nou die storie. Paul Roos het met die reëlingskomitee ooreengekom op 'n leiwag van kadette op die voetbalveld. Toe ek enige militêre vertoon in ons program beslis weier, het hy die hulp van die rektor ingeroep. Hierop het stormagtige onderhoude gevolg en ek het nie die punt gewen voordat my verhouding met die rektor uiters delikaat was nie. Die prins, tussen ons gesê, is 'n taamlike hopelose specimen of humanity. Hy is uiters sinieagtig, lyk taamlik dissipated en boesem jou nie die minste ontzag in nie. Hy begin 'n sin en as jy hom dan 'n bietjie vas in sy oë kyk, titter hy sinieagtig en begin 'n splinternuwe sin. Hy het een groot goeie karaktertrek en dit is dat hy probeer om aangenaam te wees. Dit straal deur al sy handelinge. Ek vrees egter hulle oorwerk die arme kerel. Ek het hom regtig jammer gekry. Hy doen klaarblyklik sy bes onder baie moeilike omstandighede en my gevoel teenoor hom is een van baie diep simpatie. Hy is 'n deur en deur nice seun, met geen sweem van trots nie, maar verder egter sonder al die eienskappe wat 'n mens sou verwag van iemand in sy posisie. Toe hy nou klaar is in 1928 met sy regsgraad, het hy onmiddellik na die burger toe waar hy, jy weet, 'n absolute totale veelsidigheid getoon het. Sy vermoë om Afrikaans te skryf, ek kan nie dink dat hy dit op skool geskryf het nie. So hy moes 'n natuurlike talent gehad het, soos baie van die vroeë joernaliste van die burger. Onthou die burger was op 'n vroeë stadium ook tweetalig Nederlands-Afrikaans. Geleidelik het dit Afrikaans geword. Dit was ook de burger. So mense het hier 'n man wat
op 'n taamlike natuurlike eie manier homself van Afrikaans moes meester maak. En hy het veral in sy koerantberigte en ook sy huisgenoot artikels het hy 'n geweldige direktheid in sy styl. Jy kan amper die skrywer agter die woorde kan jy sien. Sy journalistieke werk begin uitstekend. As 'n mens na sy verslae uit Verneekpan byvoorbeeld kyk. Hy het baie vroeg is hy op 'n baie hoë standaard daarmee, maar dan gaan skryf hy ook iets tussenin wat 'n mens sketse kan noem, né? Wat nakom aan 'n verhaal, maar tog iets is wat die soort essays wat 'n mens vandag nog van alle kante in die burger kry. Baie mense in die journalistiek praat van sagte journalistiek, wat baie onregverdig is. Dit is asof, jy weet, Boer het nou nie, en Koos van der Merwe het nie parlement toe gegaan en daar gaan sit en perskonferensies bygewoon of verslaggewing gedoen, en dis nou harde journalistiek. En nou 'n ou wat skryf oor diamantsmokkelaars en oor Verneekpan is nou sag, en dit is baie onregverdig, en ek dink daar's nog steeds so 'n bietjie van dit in die koerant en die journalistiek val. In 1926 keer generaal Hertzog terug van geslaagde samesprekings by die Rykskonferensie in Londen. Johan Boer vergesel hom op sy treinreis na die noorde. Vir my pragtig as die verslaggewing dat hy gaan saam met generaal Hertzog op sy triomftog nadat hy soveel vir die vryheid van die Unie bereik het in Brittanje. En dan beskryf hy van die een plek na die ander hoe die mense kom. Die Woesterse publiek was bepaald verdag op die koms van generaal Hertzog, want die trein het langs 'n stampvolle platform stilgehou. Soos gewoonlik het daar 'n bietjie verwarring geheers om die spesiale wa op die agterpunt van die lang trein te kry. Eindelik by die wa is die eerste een om dit te beklim 'n dogtertjie, wat aan die generaal 'n ruiker vir 'n soen verruil. 'n Tweede dogtertjie verruil 'n kussie droë vrugte, 'n derde 'n kussie gepreserveerde vrugte. Die blomme en vrugte begin in te stroom, dit klap van soene, die ruikers word al groter en die dogters ook. Hutchinson, Sondag 11:15. Die verrigtinge hier was besonder informeel en hartlik. 'n Vrou het die generaal toegeroep: "Magtig generaal, jy lyk goed na jou reis." En die generaal het geglimlag en beter as ooit gelyk. Jy kan sien daar's geen oordrewe eerbiedigheid nie teenoor die leiers nie. Jy weet, sy opmerkings oor generaal Hertzog is eintlik op 'n ligte manier steek hy maar hekel hy hom 'n bietjie. Dit dryf hy eintlik die spot met hom, maar en dit kom deur in die berigte. Dit is eintlik so goed dat in die politieke verslaggewing is daar nie daardie verskriklike amper slaafse onderdanigheid en eerbiedigheid wat jy gekry het in latere jare nie. Dit is mense wat die politieke leiers eintlik as hulle gelyke beskou. En dan vertel hy van Dassie's klip en dan is daar die wonderlike sin, hier het niks gebeur nie, ook nog nooit tevore nie. Toe wonder almal, waar is Dassie klip? Daar bestaan nie 'n plek soos Dassie's klip nie. So hy smokkel dit hier in sy feitelike relaas. Die manier waarby hy met gesag en waar hy met vertoon 'n bietjie spot gedryf het, was absoluut, ek dink was tekenend van daardie tyd gewees. Dit was 'n ander tipe van politieke styl gewees en ek dink in daardie sin het hy eintlik die tydsgees eintlik baie goed verteenwoordig. Later jare het Skalpina nogal daai ding gehad dat hy so met 'n groot verknekeling kry in sekere dinge. Skalpina het daardie vonkel in sy oë gehad, hy glimlag terwyl hy skryf, jy weet, wat geweldig aantreklik was. En ek dink ek sien dit nogal baie goed in die geskrifte van Johan Boer ook. Hy sê by 'n figuur soos Langehoven natuurlik die ironie in die spot ook kon aangeleer het, maar dit is kennelik inherent aan hom. Boer verlaat die generaal se triomftog in Kimberley en sluit hom aan by die eerste rondreisende Afrikaanse toneelgeselskap. In 9 opeenvolgende rubrieke lewer hy verslag. Asof hy in die politieke omgewing nog 'n bietjie
bietjie teruggehou het. Seker omdat die baas se kwaai was in die Kaap, jy weet, jy kan ook nie met die generaal Hertzog spot nie. En toe hy nou tussen die ouens wat hy regtig, ek voel al 'n gevoel, hy tuis gevoel tussen die, en joernaliste voel die meeste van die tyd meer tuis tussen jy weet, tussen toneelspelers as politici, partyjoernaliste. Sy werk was nou vir my 'n ander sy. Dis nou hy het dit half objektief gesien, want hy is mos nou genooi om 14 dae lank met hulle rond te trek, en dit was alles 'n propaganda poging van André Huguenot. Maar as 'n brief wat André Huguenot vir hom geskryf het in die laat 20er jare. Daar's nou 'n reëling getref met die burger dat Johan Boer as 'n verslaggewer saam met die toneelgeselskap deur die land sou toer. En dit is eintlik interessant want André Huguenot sê dit is so slopend vir toneelspelers om heeltyd vir hulle eie stukke self te probeer publisiteit maak. Hy sê jy sit soos 'n padda in 'n vlei en jy sê heeltyd kwak, kom luister na my en so. Hulle het absoluut gestry daarteen om as sigeners beskou te word, of as hulle byvoorbeeld in die veld moet slaap, dat baie in die veld moet slaap of ry tussen die plekke, maar hulle wou nooit die indruk laat dat hulle is nou sommer sulke ou sigeners nie. Dan byvoorbeeld het hulle weggetrek, dan sê hulle dankie vir die onthaal na die tyd, en dan trek hulle nou weg en dan eers in 'n veld, daar gaan hulle dan weer nou uitkamp. En as hulle hoor daar's 'n haan wat kraai, dan weet hulle is dit na aan 'n plaas, en dan trek hulle weg, want hulle wil nie hê die publiek wat nou nog vir hulle aanbid het, nou vandag vir hulle sien in die omstandighede nie. Boer beskryf op een plek dat hy het groot geword met toneel heel ongesofistikeerd. In sommige van sy artikels betoog hy nou ook baie oor die toekoms van die toneel en wat reggestel kan word. Hy het netjies waargeneem. André Huguenot sê erns dat hy so 'n geniale skrywer was. Toe kom Verneekpan met Malcolm Campbell. En hy besluit hy gaan. Nou ja, het is 'n ver daai. Cirkelfinia, diep in die land in. En dan was ons ook daar geweest. Want hy was die verslaggewer geweest. Ja, die een van Verneekpan wat Campbell die wêreldrekord op land probeer slaan het, en hy selfs 'n onderhoud met Campbell gekry het, Malcolm Campbell. En dan die hele toneel daar op Verneekpan, en natuurlik die kerke wat wil hê hulle moenie op Sondag ry nie. Hy noem dit net, maar hy wil nie kommentaar hê, maar ek dink hy steur hom nie baie in die kerke wat nie wil hê dat Campbell op Sondag moet jaag nie, jy weet. Spoedig na die eerste sug het 'n dowwe gedreun hoorbaar geword wat vinnig luider geword het totdat die mense ore daarvan getuig het. Die boonste gedeelte van die motor het hom as het ware saamgesmelt met die lug. Op 'n afstand van 'n myl of 3 het die Bluebird self duidelik sigbaar geword teen die ondergaande son wat die blink wiele soos parels laat skitter het. Ook het dit 'n mens laat dink aan 'n blou ster wat deur die lug trek. Waar hy beskryf hoe daai Bluebird ry. En dis uit pragtige, lewendige, uitstekende prosa. Menige motoreienaar het teruggekeer sonder dat hy kaptein Campbell sien ja het, maar met 'n nuwe rekord vir homself en sy eie omgewing. As 'n mens al die manne kan glo, sou jy inderdaad tot die oortuiging kom dat Suid-Afrika wemel van Campbells en dat al wat kort kom Bluebirds is. Dit is eintlik jammer dat hy nie kon spesifiek sê maar 'n rubriekskrywer geword het nie. En dat hy soort van daai humor kon ontwikkel daar nie. Daar is nie altyd genoeg werkkragte om spesialisasie moontlik te maak nie. En dikwels moet ons noodgedwonge belowende jong manne gebruik om werk te doen waarvoor hulle eintlik veels te goed is. Een so geval was wyle Johan Boer, een van die veelsidigste en begaafste jong Afrikaanse joernaliste met wie ek ooit in aanraking gekom het. Johan was 'n gebore humoris wat snaaks kon wees sonder om dit self so te bedoel. Hy was dan as joernalis gedwing om veelsidig te wees, maar joernalis hoef nie kortverhale te skryf nie. Hy het daai stap geneem, hy die tussenin so genre beoefen en my indruk is dat hy dit alles eintlik met entoesiasme gedoen het. Iemand wat eintlik bly was dat hy 'n verskeidenheid dinge kon doen. En dat dit vir hom ook spel was. En dit is natuurlik daar sit die
ontwikkelende skrywer in en daarom dink ek hy sou nog verder ontwikkel het. Maar dan ook 'n skrywer by wie daar 'n filosofiese laag is. Het is eintlik merkwaardig dat hy so 'n indruk gelaat het, want hy het eintlik nie langer as 6 of 7 jaar van sy lewe het hy voltyds gewerk nie. En in 1930, toe hy 30 jaar oud was, het hy tering gekry en hy kon nie meer enigstens 'n voltydse werk doen nie. Hy het meestal op die plaas op Grasberg gebly en daarvan af het hy artikels geskryf. Sy vriende in die Burger, Regtmalang, daar's nog 'n boekprys na Regtmalang vernoem, het vir hom boeke gestuur en dat hy wanneer die pos gekom het, het hy nou ingery van Grasberg na Neerdwil om die boeke te kry en op grond van daai boeke het hy sy kortverhale geskryf gegaan oor die Spaanse burgeroorlog, een kort verhaal, die ander een oor Attila, die hun en so aan. So hy kon daar van die verre plek van Neerdwil wat 5 uur van Kaapstad is, kon hy nog sy skryfwerk mee volhou. Hy skryf 'n aantal uitstekende verhale, veral later. Dit is in 'n wêreld wat aan nie verbygaan was. Bijvoorbeeld, daar was die mooie storie wat vertel word hoe die oorlog nou verklaar word in Duitsland, Brittanje bombardeer in die Tweede Wêreldoorlog en die vraag kom toe op of die Duitsers ook nie hier in Suid-Afrika sal kom en 'n paar bomme los nie. En toe sy my oom gesê het, nee, hulle sal nie hierna kom, hulle sal oorvlieg en besef nie, maar hy was al van tevore 'n vliegtuig gewees wat die plaas gebombardeer het. En daar staan selfs vandag nog heel wat van die ou huise wat daar staan, waar daar op 'n stadium 'n familie gebly het. Ons wêreld, soos ons nou vandag ken, het eintlik eers na die Tweede Wêreldoorlog verander. Ek is geneig om aan die interbellum te dink as ek hierdie verhale lees. Met die interbellum word bedoel die tydperk tussen die 2 wêreldoorloë. En dit verwys natuurlik na die Europese kultuur. Maar ook by hom is daar iets van 'n skrywer tussen 2 tydperke. Dit is duidelik 'n skrywer van na 1914, 'n duidelike skrywer wat skryf op 'n stadium dat Afrikaans nou sy voete gevind het. Afrikaans het 1925 is sy status enorm verhoog. Hy is 'n skrywer dus eintlik van daai tydperk, maar dis tog nog 'n skrywer voordat Afrikaans die situasie gekry het in die letterkunde met die 60ers. Wat 'n mens eintlik kry met Afrikaans 1961 met republiekwording, op daai stadium is Afrikaans eintlik vrygelaat. Daar is nie meer druk op Afrikaans. Afrikaans kan ontwikkel soos hy wil en skrywers het in alle rigtings gegaan. Afrikaans is 'n taal wat nooit heeltemal veilig was nie. Jy weet, ek sou skat die enigste tyd wat dit nou werklik veilig was sê maar hierso tussen 1955 en 1975. Voor die tyd was 'n skrywer wat in Afrikaans geskryf het, by implikasie eintlik 'n taalstryder. Sonder dat hy dit uitgesproke gedoen het. Maar mens kom dit agter by Boer. Byvoorbeeld as Boer skryf oor die spellingkwessie en Boer neem ook die standpunt in wat baie ooreenkom met Langehoven se dat die spelreëls begin 'n uitwerking hê op die uitspraak. Dat die geskrewe vorm wat 'n later fase is, nou begin terugkeer en die taal begin inhibeer. En dis duidelik dat sy houding is die taal het so sterk geword omdat hy in 'n vrye toestand ontwikkel het. En nou begin daar 'n onvryheid ontstaan. So jy het jy ook iets van die wel geweldige taalbewuste, maar ook iemand wat probeer keer dat dinge nie verkeerd gaan met Afrikaans nie. En natuurlik elke verhaal wat hy skryf, elke artikel wat hy goed skryf, is 'n uitbou van die taal. Dit sit daarin. Maar hy is nie 'n uitgesproke taalstryder natuurlik. In 1936 verskyn sy tragikomiese skets Die Huiloorlog, oor 'n stryd waarvan Boer self nog jeugherinneringe gehad het. In sekere streke van die noordweste van Kaapland hoor jy dat mense van 2 oorloë praat. Die Boereoorlog en die Huiloorlog. Laasgenoemde is die rebellie van 1914 en dit het daardie naam uit die volksmond gekry omdat daar, wat hierdie deel altans betref,
soveel meer gehuil as geveg en soveel meer trane as bloed gestort is. Ek dink dit was 'n geweldige traumatiese oomblik wat in 1914 toe hierdie oorlog nou uitbreek. Aan wie se kant moet jy wees en kan jy iets daadwerkliks doen? En daai storie van die heiloorlog, jy weet, beeld baie goed die ambivalensie en die paradokse uit en die geweldige eise wat dit stel aan die mense se lojaliteit as burgers. Kan jy as 'n rebelse Afrikaner optree of moet jy maar die landsregering van die dag moet jy dit eerbiedig en sorg dat jy nie in die moeilikheid kom nie. 'n Klompie, meestal krygsmakkers van Mani Marits, besluit om hom in te wag of hom tegemoet te gaan. Intussen reën dit van riemtelegramme en 'n trop beeste wat oor 'n werf trek, word deur senuagtige spioene as 'n kolom Duitsers met artillerie aangemeld. Kyk, Marits was 'n absolute held in die Noord-Kaap. En daar's ook alle rede daarvoor gewees want hy was die Britte daaroor, né? En hy's ook 'n man anders as generaal Hertzog of Smuts. Hy het baie direkter vir uitklophoue gegaan. En hy was ook 'n groot sterk figuur, maar interessant genoeg wanneer dit gaan oor die diamante, dan beskryf hy hoe Marits deur die regering teruggehaal is om die opstandige Noord-Kaapenaars tot bedaring te bring. En Marits het dan daar 'n toespraak gelewer. En dan maak hy die opmerking, generaal Marits, as hy dan 'n militêre leier sou gewees het, dan het hy hier dit dan baie slim gedoen, baie strategies. Maar in die sin sit daar ook 'n bietjie skeptisisme oor Marits as militêre leier. En 'n man soos Boer, as hy so iets suggereer, dis nie per ongeluk in sy sin nie. 2 jaar voor Boer se heengaan ontgin hy die ou koorsagtige Noord-Kaap. Hy blom wanneer hy op reis gaan, wanneer hy sy hele vertellingsblom die diamantstories. Hy skryf hierdie drietal uitstekende artikels oor die ontdekking van diamante in Namakwaland en die ontwikkeling daarna met smokkelary. Maar vir alles daar die blomme, wat in September soos in 'n sprokie in hul miljoene uit die aardbodem uitskiet, en soveel kleure, jy kan nie na die veld kyk sonder om duiselig te voel nie. En dan, na 2 of 3 weke, of gouer as die oostewind waai, gaan soos hulle gekom het. En jy bly op die kaal aarde staan en wonder of jy nie dalk dronker in jou kop was as wat jy van blomme kon geword het nie. Toe het Dr. Merensky die diamante ontdek en Namakwaland, wat die armste distrik van die Unie is, was terselfdertyd die rykste distrik van die wêreld. Byna soos die slang en sy oë vir die voeltjie is Satan en sy diamante vir die mens. En die mense kon net nie verstaan waarom kan die Oppenheimers alles in hulle eie sak steek nie. Dit is dan klippies wat op hulle eie plaas lê. Kom kan jy hulle nie optel en verkoop nie, jy weet. Met die onwettige diamanthandel in Namakwaland het baie mense oornag ryk geword. 'n Man wat vroeër transport gery en op sy beste koppie koffie buite by sy donkiewa gekry het op 'n oggend voor ons voordeur stilgehou in 'n motor soos ons skaars nog gesien het. Hy was kaal geskeer in 'n splinternuwe snyierspak en het altyd duidelik verwag om ingenooi te word. Wat moet ons nou doen? Wat moet die Afrikaner hart voor 'n blink motor doen? Hy sê diamantontdekking in Namakwaland het onherstelbare skade aan ons onsterflike siele laat ly om ons skatte te vergader wat later deur mot en motor verteer is. En nou, dit is nogal 'n skerp uitspraak, né? En ook 'n min of meer 'n abstrakte uitspraak, ook 'n religieuse uitspraak. En die verhaal is gepubliseer 8 jaar voordat Opperman self by die huisgenoot alreeds gevestigde digter, maar as 'n jong man begin werk het. En Opperman het volgens my kennelik dit gelees, want 2 jaar later verskyn Opperman se bundel Blom en Baaierd. Nou Blom by Opperman is die diamant. En hy skryf ook dan 'n gedig, Blom van die Baaierd. En die gedig gaan juis daaroor hoe die skielike vergaar van skatte deur middel van diamante
die hele siel van die gemeenskap aantas. Ek is daarvan oortuig, jy kan ook sekere woorde kom jy te waar jy sê, maar wag, hier het Opperman na gekyk, boere toe nie meer geleef nie. Maar ons was nooit werklik bewus van wees wat doen hom Johan, jy weet. Daai wat hy daar so sit te skryf het, ons het nie geweet nie. Boer sit dan nie eintlik meer op 'n redaksie nie, né? Hy's dan 'n siek man wat as ek reg het eintlik skape opgepas het in die Bokveld. Hy is dan werklik 'n skrywer uit die Bokveld wat daar in 'n matjieshuis sit en hierdie verhale skryf. Ag, hulle het hom na die Oranje rivier by mense laat bly, in die Boesmanland het hy lank gebly, en droog waar dit droog is. Na die uiterlike geoordeel was Johan Boer nie imponerend nie. Maar dit was net swak gesondheid wat verhinder het dat hy veel bereik het. As joernalis en ook as letterkundige met 'n ligte satiriese aanslag. Want agter daardie uiterlike het 'n merkwaardige gees geskuil. 'n Sprankelende intelligensie, fyn humorsin, kwiksilwer talent wat die Afrikaanse journalistiek 'n nuwe dimensie kon gegee het. In die laaste jare van sy siekte moes hy wintermaande op 'n eensame veepos deurbring. Deur bemiddeling van sy vriend Recht Milan het hy van Kaapse kant leesstof gekry. 'n Gebaar waarvoor hy aandoenlik dankbaar was, want vir die beminnelike mens was dit altyd 'n verrassing dat ander mense so goed vir hom kon wees. My laaste indruk van hom was by Nieuwoudtville, toe 'n paar van ons hom in die laaste jaar van die sonsverduistering besoek het. Daardie dag het hy vir my gesê, wat 'n heerlike voorreg moet dit wees om jou in verse te kan uitlewe. Wat sou in hom omgegaan het toe hy ons agterna staan en kyk? Ons wat op pad was na 'n lewe met al die moontlikhede wat hom met sy blink talent nie beskore was nie. Die geweldige eensaamheid, maar dan ook dan die absolute vasberadenheid om nie verbitterd te raak nie, jy weet, om dit te aanvaar en die dinge wat jy wel nog geniet, jy weet, om dit te waardeer, jy weet. Daar was blykbaar nooiens wat met male van gepraat het. Een nooit blykbaar flou geword op die begrafnis, vrouens wat van hom gehou het. En Betty Kilian, die is nie 'n noontjie wat hy gehad het, wat hy nie meer kon trou nie, want hy het vir haar gesê het vir haar geen toekoms nie. Ek het so 'n vaar herinnering van hierdie man wat siek lê op die bed en dan pas daarna oorlede is. En dit was natuurlik vir die familie 'n tragedie geweest dat hierdie knap jong man, oudste seun, oudste broer, dan nou sieklik was en ook oorlede was. Maar ek kon nie die diens deursit nie, want die diens was vir my deel van die dood. Agterna, toe het dit vir my nou duidelik geword het, maar die diens is maar om Johannes veilig. Dis maar jy wat agterbly wat treur, hy treur nie meer nie. Ek moet sê dit is 'n geweldige verlies. Mens wonder wat van hom kon geword het, want ek dink daai humoristiese trant, daai speelsheid van sy skryfstyl, jy weet, so net 'n geweldige bydrae kon gemaak het. 'n Mens sien in die verhale vanaf die begin na sy laaste verhale toe hoe hy stilisties ontwikkel. Natuurlik die man moes nog 20, 30 jaar kon skryf en dan sal hy werklik sy hoogtepunt bereik het. In die jaar 1940, die jaar waarin Johan Boer ons verlaat het, was daar 'n sonsverduistering. En dit was ook 'n goeie blommejaar. 'n Berigie in die Burger van daardie jaar sou Boer vir 'n laaste keer aanvuur, skaars 2 maande voor sy sterwe. Die heel laaste artikel wat geskryf het is nooit gepubliseer en word nou hier gepubliseer waar hy baie mooi die onderskeide tref tussen Namakwaland, die Bokveld en ook Boesmanland. Die Burger het verlede September 'n prentjie gehad met die opskrif Blommepragt in Namakwaland en die onderskrif die skoolplein van Nieuwoudtville. Dit is 'n teenstrydigheid waaroor die onderbokvelders gesteer en waarby die Namakwalanders seker nie gediend was nie. Maar dis mos alles dieselfde. En natuurlik alles gelyk vervelige sandwoestyn. Alles Namakwaland toe die diamant op Alexanderbaai ontdek is. Alles Boesmanland die tyd wat Campbell op verneekpan gejaag het. Tans
Met al die publisiteit wat die Van Reinspas in verband met die verduistering gekry het, sal dit wel weer alles Bokveld wees. Tog weet ek nie van nog 3 streke in Suid-Afrika wat so min in gemeen met mekaar het as die Bokveld, Namakwaland en die Boesmanland nie. Niemand weet eintlik presies wat die antwoord is nie. En ek dink hy het 'n goeie opsomming daarvan gegee. Dis die soort van plekke waar mense sê Namakwaland is daai kant toe en as jy aan die ander kant kom dan sê hulle jy's nou klaar deur Namakwaland gewees, jy weet. Niemand wil eintlik sê ek bly in Namakwaland nie. Maar moet dit tog op die TV sit nie. Daar is Namakwaland haas onoortrefbaar in die skilderagtigheid van sy bergtonele. Wie van die groener, sagter, vriendeliker skoonheid van die Bolandse berge hou, kan nouweliks iets mooier vind as die veelvuldige klowe en voue van die Kammiesberge. Hier het jy die oerrots soos uit die gloeiende skoot van die aarde voortgestoot. Daar was byvoorbeeld die ou kerkplekkie Bouwersdorp, wat van pure bergagtigheid heeltemal onbewoonbaar geword het. Die dorp het 'n mens aan Switserland herinner, maar praat van ongesond. Dit was so toe onder die berge dat die son wie weet wanneer opgekom en weer net so ontydig ondergegaan het. En met nagmaaltye, wanneer die dorpie vol mense was die toestand ondenkbaar. Die meeste het besef dat 'n verandering onontbeerlik was, maar die kerk was daar en daar was gevestigde regte. Vandag is daar 'n legende dat 'n energieke dominee die knoop deurgehak het deur eenvoudig die kerkie in die lug te laat spring en met die bou van 'n nuwe een elders te begin sodat die res verplig was om agterna te kom. Hoe dit sy, vandag is daar net 'n klompie bouvalle waar vroeër Bouwersdorp was. En 'n entjie verder kom jy by die mooi nuwe dorpie tereggenoem Kammieskroon. Iemand wat hy goed geken het is die skrywer de Roubaix wat die Boesmanlandse verhale en sketse geskryf het. Op 'n wintersreis saam met Ede Roubaix tussen Loeriesfontein en Pofadder ongeveer 2 jaar gelede, het ons oor 'n afstand van meer as 100 myl nie 'n enkele lewende wese teëgekom nie. Wat wonders die pad gehou, het ons ook nie. Maar de Roubaix het die 3 dinge gehad wat onontbeerlik is as 'n mens in hierdie streke wil reis. Onuitputlike goeie moed, sin vir rigting en genoeg brandstof. Ons het gery en dan sê hy, ek dink ons is te ver links. Dan vat ons maar die eerste paadjie regs en ry totdat hy sê, ek dink ons kan nou weer reguit. So het ons gelinks en geregs. Maar wat by ons bestemming gekom het, was ons. Lesbes kom ons suidwaarts tot by die Bokveld. Die Bokveld omgewing en daar by die plateau waar Noordwil is nie eintlik so bekend soos baie van die ander streke soos die Boland of die Waterberg of so nie. Die Bokveld is maar 'n klein stukkie wêreld, maar dis by uitstek die land van verrassings. Dis 'n gebied en hy wil dit reggestel hê, jy weet hy sit hier en hy wil hierdie ding reggestel hê. En dit is al vir my so 'n bevestiging van ek is nou hier, dit is my plek. As jy egter nog 'n kraans wil sien wat 'n ruk aan jou hart sal gee, ry die ongeveer 10 myl oor waar die berg op sy smalste is en die waters van die Willem Nels rivier by die ander kant aftuimel. Ek praat van 'n kraans omdat ek nie weet hoeveel water dit sal hê nie. Anders is dit die waterval. Eintlik al 'n onbekende plek. Mense kom daar, soek nie altyd water nie, maar as hy afkom is dit nogal iets aanskoulik. Om nou op te som ter wille van die mense wat na die noordweste kom en nie hier onnosel wil lyk of aan die onvermydelike plaaslike gevoelentjies tussen buurstreke wil aanstoot gee nie. Namakwaland lê om die dorpe Nieuwerus, Garries, Kammieskroon, Springbok, die Koperdorpies en Port Nolloth. Boesmanland om die dorpe Loeriesfontein, Brandvlei, Kenhardt en Pofadder. En die Bokveld om Nieuwoudtwil. Dis nie alles dieselfde nie. En dis nie een gelyk vervelige sandwoestyn nie. Daarmee aangename verblyf.